Hallo, dit is die begin van ons Pinksterweek, 'n tyd in ons kerklike jaar waar ons fees vier en nadink en meer leer oor die werking van die Heilige Gees. Vandag, waar ons nou so bymekaar is ons nog nie besig met die Pinkster nie, dis eintlik ons inleiding tot Pinkster. En ons wil jou graag nooi as jy in die Grootbrak area is, om die aande om 6uur hier by die kerk bymekaar te kom, Sondag aand tot Donderdag aand, om saam met ons werklik iets van Pinkster saam te beleef. As jy nie in die aande kan uitkom nie, is jy ook welkom om 10uur in die oggende by Groenkloof by ons aan te sluit. Ons woordum vir vanoggend kom uit Johannes 16, wat eintlik net die voorafgaande deel is vir ons skriflesing vandag, Johannes 17. En ek lees graag die laaste vers vanuit Johannes 16. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed. Ek het reeds die wêreld oorwin. Die God wat hier aan die woord is, my God, jou God, kom groet jou en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Kom ons bid saam. Liewe Here, vandag dink ek aan die woorde van Vincent van Gogh wat sê, dit is so dat daar eb en vloed is, maar die see bly die see. Here, U is die see. Alhoewel ons baie ups en afs in ons emosies beleef en dikwels groot veranderinge in ons innerlike beleef, bly U dieselfde. U bly dieselfde, nie soos 'n rots nie, maar soos 'n getroue minnaar. Uit die liefde het ek ons tot die lewe gekom en deur U liefde word ons gedra en na U liefde word ons altyd teruggeroep. Daar is daarvan trane en daarvan vreugde. Daar is skuldgevoelens en dankbaarheid. Daar is oomblikke van mislukking en oomblikke van sukses. Maar dit alles word omvou deur U standvaste liefde. Die enigste groot versoeking waarvoor ek kan soeg, is om te twyfel in die liefde. Om te dink ek is so ver van U af, dat U ons nie kan bykom nie, sodat ons onsself uithaal uit die genesende gloed van die liefde. Here, om U te dien is lewe. Om U te dien is om uit die duisternis en wanhoop weg te beweeg. O Here, see van liefde en goedheid. Help my, help ons om die storms en winde van die daaglikse lewe nie veel te vrees nie. Here, die afgelope tyd het ons wel storms en winde en waters beleef. En dit maak baie keer dat ons met groot oë staan. Maar laat ons besef dat daar wel eb en vloed is, maar die see bly die see. U bly God. Amen. Op die skerm gaan daar nou woorde uit Hosea 11 verskyn, wat ons gaan voorlees, en daarna kom Matteus 6 se woorde, die Ons Vader gebed, waar ek jou graag wil nooi, daar waar jy is, om dit saam met ons hardop te sê. Hosea 11 vra, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat vaar? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Saam bid ons Vader wat in die hemel is.
Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos dat ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. In Matteus 6 vind ons hierdie wonderlike woorde van waar die disippels vir Jesus vra, hoe moet ons bid? En Jesus reageer dan met hierdie gebed wat vir ons 'n ongelooflike mooi bewoording is van elkeen van ons se eie behoefte. Dit begin by ons Vader. Nie net die Vader van Jesus nie, maar my en jou Vader. Dit gee vir ons hierdie uitnodiging om deel te vorm van hierdie verhouding met God. Op dae wat ons self nie weet wat om te bid nie, op dae wat ons woordeloos is, sprakeloos is, kom hierdie woorde en word deel van ons geloofsreis. Verwoord dit iets wat ons self nie altyd weet hoe om te verwoord nie. In die Johannes Evangelie, waar hierdie waarskynlik deel van die gesprek sou wees, daar waar Jesus saam met die disippels aan tafel is, leer Jesus nie vir die disippels hoe om te bid, soos in Matteus 6 nie. In Matteus 6 vind ons hierdie rigtingwyser, wat Jesus hulle leer, so moet julle bid. Maar in Johannes Evangelie vind ons in Johannes 17 hierdie gesprek tussen Jesus en die disippels waar hulle saam kuier, saam eet, die laaste avondmaal waar Jesus vertel wat voor lê. En dan gaan Jesus spontaan in hierdie gebedsmoment in. Ek nooi jou om saam met my Johannes 17 vers 1 tot 11 te lees. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. Net soos U aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat U aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en ook hom wat U gestuur het, Jesus Christus. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by U met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom. Die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van U af gekom het. En hulle het geglo dat U my gestuur het. Vers 9 sê, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U. En wat aan U behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my gegee het in U naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Dit is 'n teologies ongelooflike diep en ryk teks wat ons vandag saam gelees het. En daarom wil ek graag eers vra, wat val jou by? Wat hoor jy
wanneer ons 'n gedeelte van Jesus se gebed lees. Johannes 17, 'n baie groot gedeelte van dit, word toegewy aan Jesus se gebed. Ons het net 'n gedeelte vandag daarvan gelees, maar die hele teks saam word die hoëpriesterlike gebed genoem. Jesus wat tussen God en mens is en ons by God bring. So wat hoor jy wanneer ons hierdie teks lees? Is daar dalk selfs iets wat jou laat wonder? Iets wat jou moontlik dwars in die krop steek? Ek nooi jou om vir 'n oomblik weer saam met my na die woorde te luister. Jesus se gebed begin en hy sê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun sodat die seun u kan verheerlik, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u aan my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u af gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Ek het gevra, wat staan uit? Wat laat jou wonder? Daar is sekerlik meer as 10 mense wie op hierdie oomblik hierdie boodskap hoor, hierdie teks lees. Sekerlik is daar 10 verskillende opinies van dit wat jy hoor, dit wat by jou kom vassteek, die vrae wat by jou opkom. Dis vir ons die aanduiding dat hierdie 'n verskriklike diep en ryk teologiese teks is. Ons kan baie hier uitpak en baie vir mekaar leer oor wat Jesus besig is om te bid, wanneer hy hier saam aan tafel met die disippels sit. Ons moet mekaar herinner dat hierdie gebeurtenis voor Jesus se kruisiging afspeel. Alhoewel ons nou in die kerklike jaar in die tyd is waar Jesus al uit die dood uit opgestaan het en ons iets daarvan vier, gebeur hierdie gebeurtenis, vind dit plaas in die tyd voor Jesus se kruisiging. Maar ons lees hierdie teks, want soos ons Jesus se gebed hoor, beleef ons eintlik dat hy reeds iets van die finale antwoord weet. En hy kommunikeer dit hier aan die disippels. Dis amper asof ons soms sukkel om uit te vind, om te plaas waar Jesus werklik is. As ons net hierdie teks alleen sou lees, sou ons wel kon dink dat dit na Jesus se opstanding is. Maar hier sit Jesus aan tafel en hy bid. En daar's 2 kernpunte wat vir ons uitstaan. Eerstens lees ons waar Jesus sê, die uur het aangebreek, verheerlik u seun sodat u verheerlik kan word. En die tweede deel vanaf vers 9 lees ons baie duidelik dat Jesus se fokus draai na die mens toe. Wat hy sê, ek bid
vir hulle. Belangrik dat ons vandag vir mekaar sê, daardie hulle is nie spesifiek net vir die geloofsgemeenskap daar saam met hom aan tafel nie. Nee, Jesus bid hier vir die wie sy volgelinge is. Jesus bid hier in Johannes 17 selfs ook vir my en vir jou. Dit maak ons deel van hierdie groter beeld. En daarom, wanneer ons nou in hierdie teks dieper in beweeg, moet ons gereeld onsself herinner, ek is deel hiervan. Jesus bid vir my. Jesus bid vir jou. Vir elkeen wie deel van sy liggaam is. So wanneer Jesus hier in hierdie gebed ingaan, die disippels saam met hom en hulle hoor wat hy besig is om te bid, is Jesus nie besig soos in Matteus 6 om vir hulle te leer hoe om te bid nie. Nee, Jesus is eerder besig om vir hulle 'n venster oop te maak, die gordyne weg te skuif, om vir hulle 'n blik op God se Vaderhart te gee. Hy probeer vir hulle iets verduidelik van hoe die Vader teenoor ons voel. Hoe die Vader teenoor die Seun voel. En daarom dan die heeltyd hierdie woorde wat ons vind, wat gaan oor Vader verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Die heeltyd hierdie tussenspel tussen die Vader en die mense. Daarom die hoëpriesterlike gebed. Hierdie tussenspel tussen God en mens. Jesus kom openbaar God se liefde, sy geregtigheid, God se karakter aan die disippels wanneer hy hier in gesprek is met die Vader. Jesus begin met die woorde, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Ons weet vanuit vandag se tyd, dat die uur waarna Jesus hier verwys, is die vooruitskouing na sy kruisdood. Jesus weet dat sy kruisdood voorlê. Hy weet binne die volgende paar uur sal hy in hegtenis geneem word. Hy weet die uur het aangebreek waar sy hele roeping, waarom hy mens geword het, waarom hy geïnkarneer is, God wat vlees geword het. Dit alles kom in hierdie uur tot 'n hoogtepunt. Dit kom alles bymekaar. En daarom sê hy in die volgende paar verse, Vader, ek het gedoen wat u my voorgestuur het. Ek het voltooi om te doen wat u my gestuur het en daardeur verheerlik ek u. Want my roeping is voltooi. Dit waarvoor u my gestuur het, is voltooi. Dit alles kom hier bymekaar uit. En dan bid hy, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik, sodat God se naam groot uitgebasuin kan word oor die nasies. Sodat mense nader aan God kan leef. Want ons weet, Jesus se kruisdood maak dit vir my en jou moontlik om in 'n intieme verhouding met God te leef. As dit nie daarvoor was nie, sou die voorhangsel steeds daar wees dat ons weghou van die Vader, sodat ons juis nie aan hierdie nabye verhouding met God kan leef nie. Jesus se kruisdood bring my en jou nader aan God. Daarom sy gebed, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. En in daardie woorde vind ons God se liefde, God se smagting om in 'n intieme verhouding met ons te leef. Dis nie vanuit ons behoefte dat ons met God in 'n verhouding wil leef nie. Ja, ons het dit nodig, maar ons vind eerstens God se liefde vir die mens. Johannes 3 vers 16 herinner ons so mooi daaraan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy Seun gestuur het. In hierdie gebed sê Jesus, ek het kom voltooi wat u my voorgestuur het, daardeur verheerlik ek u.
Ek wil vir die wêreld kom wys hoe u liefde lyk. Dat u 'n intieme verhouding met mens wil leef, dat u een met mens wil wees. Dat God ons nader trek, gedurig, voortdurend, om 'n intieme verhouding met hom te leef. Jesus kom maak dit vir ons moontlik. En hy gee daardeur die ewige lewe vir my en vir jou. In vers 3 sê dan so duidelik vir ons, wat is die ewige lewe? Dit sê, en die ewige lewe is dit, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Dit is die ewige lewe. Interessant dat Jesus nie hier die ewige lewe verwys na 'n spesifieke tyd of 'n spesifieke plek weg van waar ons nou leef nie. Nee, Jesus sit daar by die disippels aan tafel en hy sê die ewige lewe is dit, dat die mens u sal ken en dat die mens Jesus Christus sal ken. Daar is nie 'n tyd daaraan gekoppel, eers wanneer ons hierdie lewe verlaat, in die lewe hierna, dit is die ewige lewe nie. Jesus sê nie wanneer ons hierdie plek verlaat, hierdie aarde verlaat, en na 'n nuwe realiteit toe oorgaan, dit is die ewige lewe nie. Nee, hy sê, die ewige lewe is dit, om God te ken, en Jesus Christus te ken. Die ewige lewe begin nou. Vir my en jou, om die ewige lewe te kan ontvang, herinner Paulus ons so mooi, om te sê, moet ons wedergebore wees. Petrus skryf, jy moet nuutgebore word. Jy moet 'n nuutgeborene wees. En dan reeds, hier waar ons nou leef, hier binne in hierdie wêreld met sy stikkend en met sy seer, ontvang ek en jy die ewige lewe. Reeds hier en nou kan ons die Vader en die Seun leer ken deur die werking van sy Gees. Reeds hier en nou op aarde ontdek ons hoe God se liefde lyk, hoe God se geregtigheid lyk. Hoe God se onderhouding lyk, want dit is die ewige lewe. God se liefde, sy geregtigheid, die volheid van God is nou reeds vir elkeen van ons beskikbaar. En dis wat Jesus vir ons kom gee het, deur die voltooiing van sy roeping, deur getrou te wees, ja tot die dood toe, aan sy roeping, sodat ek en jy reeds nou die ewige lewe van God af kan ontvang. En soos ons hierdie ewige lewe ontvang, beteken dit ons raak een met God. Ons groei al nader en nader en nader aan God se beeld. En wanneer ons nader groei aan God, kan ons nie anders as om nader te groei aan mekaar nie. En so raak ons as geloofsgemeenskap een. En daarom dan vers 9 se woorde, waar Jesus sê, ek bid vir hulle. Hierdie geloofsgemeenskap, hierdie mense wat deel is van ons, hierdie mense wie ons volgelinge is, ja ek bid vir hulle, vir die liggaam van Christus. En Jesus maak dit duidelik, wat mense aanvanklik dalk oor 'n bietjie kan wonder, wat hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie, nie op hierdie oomblik nie, want hier gaan dit oor die eenheid van die kerk. Verstaanbaar dan, dat hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie, want die liggaam van Christus moenie lyk soos die wêreld nie. Die beeld van die wêreld is dat dit weg van God af is. Hulle eie strewe, hulle eie soeke nastreef. Jesus sê hier, ek bid vir hulle.
die wie deel is van hierdie liggaam. En dan aan die einde van vers 11, bring dit so mooi bymekaar, dat hy sê, ek bid vir hulle, nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, sodat hulle almal een kan wees, soos wat ek en U een is. Dit is God se vaderhart, dat ons een sal wees. Ek en jy wie deel vorm van die liggaam van Christus, ons wie deel vorm van hierdie geloofsgemeenskap, maar nie net hier in Grootbrak nie. Reg oor die wêreld is Jesus se gebed vir my en vir jou en elkeen wat glo, dat ons deel sal wees van die een liggaam van Christus, dat ons 'n eenheid sal vorm, want Christus is een met die Vader. Van begin van tyd af maak dit ook vir ons duidelik, nie eers na sy hemelvaart nie, maar voor die skepping van die wêreld was Christus en die Vader reeds een. En sy gebed hier is dat ons een sal wees, soos die Vader en die Seun een is. Dat ons saam sal beweeg, saam in hierdie wêreld kan ingaan en kan gaan getuig van God se liefde, God se geregtigheid, God se onderhouding. Maar as ons nie as een leef nie, dan bring dit verwardheid in die wêreld. As ons nie streef daarna om een met God te wees nie, om in hierdie liefdesverhouding met God te leef nie, dan sukkel ons om God se liefde vir die wêreld te leef. Ons het in die week Hemelvaart gevier. Ons is in 'n tyd nou waar ons Pinkster vier en waar ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons hiermee om as een te leef. Die Heilige Gees lei ons en dring ons en nooi ons om al nader en nader aan God die enig te leef, sodat ons ook nader aan mekaar kan leef, as een liggaam van Christus kan leef. So ons nooi jou regtig graag uit om hierdie week saam met ons verder te kom reis oor die werking van die Gees, hoe dit lyk in ons lewe hier op aarde, hier waar ons juis nou leef. Die temas is geesbewus, bewus te wees van die werking van die Gees. Die volgende tema is geesbeheer. Die derde een is geeskrag, geesleiding, en ons sluit dan af met geesvorming. Hoe vorm die Gees ons juis al meer en meer tot hierdie eenheid waartoe ons geroep is. Ek wil jou graag nooi om daar waar jy is vir 'n oomblik stil te raak en terug te dink oor hierdie gebed wat Jesus besig is om te bid. Hierdie gebed waar hy erkenning aan God gee, verheerlik U Seun sodat die Seun U kan verheerlik, waar hy sê my doel is bereik hier op aarde, ek het kom voltooi waarvoor U my gestuur het. Dink terug aan hoe dit ons deel maak van God se liggaam, want Jesus sê ook ek bid vir hulle, vir julle, vir elkeen van ons. En vir 'n oomblik reflekteer oor wat dit vir jou beteken om 'n blik te kan kry op God se vaderhart. Raak so 'n oomblik stil en praat met die Here daaroor. Amen. Die apostoliese geloofsbelijdenis, dit wat ons gereeld saam hardop sê, dit wat ons sê ons glo en wat deel is van ons geloofsreis met God,
se laaste deel verwoord iets van hierdie teks wat ons vandag ook saam gelees het. Wanneer dit sê, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek wil jou nooi om daar waar jy is, saam met my die hele apostoliese geloofsbelijdenis sommer hardop saam te sê en dan ook te fokus op die laaste deel, wat jou deel maak van die liggaam van Christus. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ontvang die seën van die Here, die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Gees is by jou en lei jou om verder God se Vaderhart te ontdek. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier 17 tot 24 Mei 2026. Sondag 17 Mei 2026. Daar is geen leefkerk vanaand nie. Die Pinksterdiens is om 6:00 in die kerkgebou onder leiding van Dominee Leon Cronje. Na die aanddiens kan u 'n koppie sop kom geniet in die kerksaal. Woensdag 20 Mei 2026. Daar sal geen blokbyeenkoms as gevolg van die Pinkster wees nie. Die kooreoefening by die orgel is ook 'n bietjie vroeër om 4:30 en u kan vir Marida kontak by 082 471 0751. Sondag 24 Mei 2026. Die erediens om 9:00 word gelei deur Dominee Leon Cronje en Dominee Shanay Viljoen. Dis Pinksterfees en dis nagmaal. Daar is kleuterkerk in die konsistorie, maar daar sal geen kategese wees nie. Die sinodale offer vir buitelandse sending, Zimbabwe, Malawi, Mosambiek, is by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloof Pinksterfees en nagmaal is om 10:00 en word ook deur beide Dominee Leon Cronje en Dominee Shanay Viljoen behartig. Daar is geen leefkerk op die 24ste nie as gevolg van die gesamentlike Pinksterafsluiting. Die NG Kerk Grootbrakrivier se Pinkster, Kom Skepper Gees, is die oggenddiens is om 10:00 by Groenkloof en die aanddiens om 6:00 in die kerkgebou. Sondag 17 Mei se tema is Geesbewus. Maandag is 18 Mei, Geesbeheer. Dinsdag is 19 Mei, Geeskrag. Woensdag 20 Mei, Geesleiding. En donderdag 21 Mei, Geesvorming. Het word gelei deur Dominee Leon Cronje. Kom reis saam terwyl ons saam dink oor wat dit beteken om as gelowige in afhanklikheid van die Heilige Gees te leef. Daar sal sop na die aanddiens in die kerksaal bedien word. Gesamentlike Pinksterafsluiting is Sondag 24 Mei om 3:00 die middag. Gelei deur Dominee Leon Cronje en dis in die AGS Kerk Grootbrakrivier. U word genooi om die diens saam met ons by te woon. Dit is 'n 2 uur lange diens by die AGS Kerk Grootbrakrivier. Daar sal verskeie kore en ander items wees om die program vol te maak. Ons kom 2:30, 2:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die AGS Kerk. Neem asseblief kennis. Ons herinner u dat die eredienstye weer verskuif na 10:00 tydens die maande van Junie, Julie en Augustus.
Bybelblokraai, die Bybelblokraai en Bybelwoordsoek nommer 33, as ook die antwoorde vir nommer 32 is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Bedieninge. Die eiendomsbediening, baie dankie vir die geduld met die stikkende plafon, foutopsporing is afgehandel en 'n kontrakteur is aangestel. Ons hoop om die herstelwerk binnekort af te handel. Die getuienisbediening, deurlopende behoeftes vir getuienisprojekte. Baie dankie vir al die kunstvleit benodighede ontvang. Ons het vereers genoeg voorraad. Met die koue winterseisoen op hande is daar groot nood vir duwy-ieners, komberse en duwy-oortreksels. Baie dankie by voorbaat vir die omgee vir ons oupas en oumas in Wolwedans. Neem asseblief kennis, ons sê baie dankie vir die gemeentefees. Ons wil u graag in hierdie tyd bedank vir al die harde werk tydens ons gemeentefees. Ons is ook dankbaar vir elke bydrae. Ons lof en dank aan die Here Jesus, ons Here. Dan het die getuienisbediening, ontbyt, 'n seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede. Die NG Kerk Groot Brakrivier nooi uit na ontbyt en geleentheid vir saamgesels oor die onrus in ons wêreld. Dit vind plaas op 30 Mei 2026 en die tyd is 8:30 vir 9 uur. Dis in die NG Kerksaal en die koste is R75. Die spreker is Mike Burnett. Mike was 25 jaar betrokke by Geopende Deure. Tans is hy by Dialogos as sendingkonsultant en as analitiese strateeg werksaam. Hy is ook die stigter van In Context International, 'n mediabediening wat wêreldgebeure vanuit 'n koninkryksperspektief interpreteer. Antwoord asseblief voor 22 Mei, dis volgende Vrydag, en by die kerkkantoor telefoonnommer 044 620 2205. Die WhatsApp broadcastgroep. Ons wil van WhatsApp broadcasting begin gebruik maak om alle gemeente en erediensinligting aan u te kommunikeer. Ons gaan steeds die huidige wijkblokgroepies op WhatsApp behou vir kommunikasie wat wijksblokgeleenthede behels. Om 'n broadcast boodskap te kan ontvang, moet u die nommer waarvan die boodskap kom op die selfoon gestoor hê. Stoor asseblief dus die selfoonnommer van ons gemeente 073 319 9807 so gou moontlik op die eie foon. Ons gaan 2 maande toelaat vir ons oorskakeling van kommunikasie wat u tans op u blok se WhatsApp groepies ontvang na die broadcast metode. Ons wil graag verseker dat geen gemeentelid verlore gaan nie en vra u dus om asseblief aan een lid per gesin se selfoonnommer of almal se volle name van en adresse aan die bogenoemde selfoonnommer deur te stuur na u die nommer op die foon gestoor het. Vir enige navraag kontak ek vir Dominee Shanay, vir Dominee Leon of vir Hendrik Simon wat die kommunikasiebediening is. Die nommer is 073 319 9807. FEMA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir die FEBC Thailand. Die Bybel kan moeilik wees om te verstaan vir iemand uit 'n boeddhistiese agtergrond. FEBC Thailand streef daarna om die sukkels tegemoet te kom deur aanlyn Bybelopleiding en in 'n eenvoudige formaat wat vir gelowiges met 'n boeddhistiese agtergrond ontwerp is. Studente van alle ouderdomme en lewenswees, selfs gevangenes, leer hoe om die Bybel oor basiese temas soos verlossing en die drie-eenheid te raadpleeg. Ons gebed vir die week, bid dat studente van FEBC Thailand se Bybelkorrespondensie-kursus God se woord as lewend en kragtig in hulle lewens sal leer ken. Die webwerf nggrootbrak.co.za van 17 Mei 2026. Die erediensbediening kry die skakel na die YouTube erediens van 17 Mei deur Dominee Shanay Viljoen. Die skakel na die hemelvaartdiens van 14 Mei gelei deur Dominee Leon Cronje sal beskikbaar wees. Skakels na die Pinksterdienste gelei deur Dominee Leon Cronje van 17 tot 21 Mei sal ook op die webtuiste beskikbaar wees. Die getuienisbediening, die nuutste brief van Lenet uit Madagaskar is beskikbaar. Die Bybelstudiereekse, seisoene in die kerkjaar, hy het opgevaar, hy heers, hy tree in.
die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, is 'n wonderlike toegeligte skrywe oor die hemelvaart. Die skepasem vir vandag is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is vervulling en sekerheid. Die weeklikse afkondigings as ook lief en leed is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Die leraars is Dominee Shanay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die adres is Langstraat 10 Grootbrakrivier en die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.